Goeiedag. Vandag se teks lees ek vir ons uit Psalm 50 verse 14 en 15. Offer dank aan God. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in 'n tyd van nood. Ek sal jou red en jy sal my eer. Dink vir 'n oomblik aan 'n kind wat vir sy ouers 'n verjaarsdagkaartjie gemaak het. Die papier is dalk bietjie skeef geknip en die letters staan net so bietjie ongelyk, maar vir die ouers is dit so ongelooflik kosbaar. Nie omdat die kaartjie perfek is nie, maar omdat dit uit liefde uitgegee is. Die geskenk kry waarde deur die hart daaragter. Psalm 50 leer dieselfde waarheid oor ons verhouding met God. Die volk het steeds hulle offers gebring, maar die Here wys daarop dat hy nie offers nodig het nie. Alles behoort immers reeds aan hom. Die probleem was nie hulle godsdiens nie, maar hulle harte. Hulle het die regte dinge gedoen, terwyl hulle lewens dikwels nie by hulle aanbidding gepas het nie. Daarom roep God hulle terug na wat werklik saak maak. 'n Hart vol dankbaarheid en 'n lewe wat op hom vertrou. Offer dank aan God, sê hy. Ware aanbidding gaan nie daaroor om God iets te gee wat hy kort kom nie. Dit gaan daaroor om hom lief te hê, hom te vertrou en hom met opregtheid te dien. Dit is ook waarom die volgende uitnodiging vir ons so besonder is. Roep my aan in 'n tyd van nood, ek sal jou red. God wag nie dat ons eers alles reg kry voordat ons na hom toe kom nie. Hy nooi ons om met ons vreugdes, ons mislukkings en ons swaar kry na hom toe te gaan. Wanneer ons sy hulp ervaar, word ons harte van self gevul met dankbaarheid en met lof. Ons geloof word dus nie gemeet aan hoeveel godsdienstige dinge ons doen nie, maar aan hoe ons elke dag saam met die Here leef. Hy soek nie bloot uiterlike gehoorsaamheid nie. Hy verlang na mense wat hom met hulle hele hart ken, liefhet en vertrou. As jy vandag na jou verhouding met God kyk, is dit hoofsaaklik 'n lys van dinge wat jy vir hom doen? Of is dit 'n lewe wat uit dankbaarheid en vertroue saam met hom geleef word? Here, dankie dat U nie net na ons woorde of gewoontes kyk nie, maar na ons harte. Leer ons om U met opregte dankbaarheid lief te hê, om U te vertrou en U elke dag met ons hele harte lief te hê en te eer. Amen.